Kom ons lees saam. Terwyl hy 'n keer saam met hulle aan tafel was, het hy hulle beveel, moenie van Jerusalem af weggaan nie, maar bly wag op die gawe wat die Vader beloof het, soos julle van my gehoor het. Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal binne 'n paar dae met die Heilige Gees gedoop word. Toe hulle keer weer by mekaar was, het hulle vir Jesus gevra, Here, is dit nou die tyd dat U die koninkryk vir Israel weer gaan oprig? Hy het vir hulle geantwoord, dit is nie vir julle om die tyd en omstandigheid te weet wat die Vader in sy eie mag bepaal het nie. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld. Nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle dit sien, en 'n wolk het hom weggeneem, sodat hulle hom nie langer kon sien nie. Terwyl hy weggaan en hulle nog stip na die hemel kyk, het daar skielik 2 mans in wit klere by hulle gestaan. Die sê toe vir hulle, Galileërs, waarom staan julle so na die hemel en kyk? Hierdie Jesus, wat van julle af na die hemel toe opgeneem is, sal net so terugkom soos julle hom na die hemel toe sien opgaan het. Daarna het hulle na Jerusalem toe teruggegaan van die berg af. Dit is die Olyfberg vlak by die stad, 'n Sabbatsreis ver. In die stad aangekom is hulle na die bovertrek toe waar hulle dit gewoonlik vertoef het. Dit was Petrus en Johannes, Jakobus en Andreas, Filippus en Thomas, Bartolomeus en Matteus, Jakobus seun van Alfeus, Simon die Zeloot en Judas seun van Jakobus. Hulle het almal eensgesind volhard in die gebed, saam met 'n aantal vroue, onder wie ook Maria, die moeder van Jesus is. Sy broers was ook by. Dis Hemelvaart, 'n groot teks wat ons so saam gelees het. Maar as ons vandag begin, wat hoor jy as jy hoor nog nie? Nee, wag, nog nie. Hoeveel nog nie voorbeelde het jy al in jou lewe gesien of beleef of ervaar? Miskien is daar nou sulke oomblikke waar jy wag vir iets, maar dit het nog nie gebeur nie. Dit wil nog nie kom nie. Nee? Jy of iemand naby jou wag dalk vir resultate. Oor 'n siekte dalk. Maar dis nog nie hier nie. En jy is in afwagting en jy weet nie wat om met dit te maak nie. Is daar die werksgesprek wat jy gehad het, hoor van daardie werk wat jy dalk kan kry. Jy het die gesprek gehad, maar is nou stil. En jy weet nie, moet jy probeer dit voorspoedig of net wag nie. Want dit gebeur nog nie. Gaan dit al beter in daardie verhouding van jou? Wel, ons sien nou iemand, maar nee, nog nie. Het hierdie al vir jou deurgekom? Nog nie. In elkeen van ons se lewe is daar daardie tye van nog nie. Tussen belofte en vervulling. Tussen gebed en antwoord. Tussen verlies en herstel. Tussen die kruis en die opstanding. Hierdie tussenintye voel soms soos woestyne of gange sonder vensters. Baie keer kan dit soos die einde voel. Nee, is dit nou? Want dit nog nie gebeur nie en ek wonder, is dit nie die einde nie? Maar as jy is daar waar God besig is om ons te vorm, ons ontdek dat hierdie tydperke dikwels die heiligste grond van ons geestelike reis is. 'n plek waar God ons stadig, diep en saggies voorberei vir dit wat kom. En so moeilik en onvoorspelbaar wat hierdie tye kan wees, word ons genooi om in hierdie ritme te rus. Nie net om te oorleef nie. Iemand het eendag gevra, leef jy of oorleef jy? Nie net om te oorleef nie, maar om geestelik wakker te bly vir dit wat God dalk juis nou in hierdie nog nie oomblikke wil doen. Vir die disippels is dit nou hierdie nog nie tyd. Jesus was dood, nou is hy terug, maar weer op pad. En dan sien hulle Jesus die wolke ingaan met 'n belofte dat hy die Gees gaan uitstort, maar nog nie. Hulle moet gaan wag. En uit hierdie gedeelte in Handelinge dalk uitnodigings wat ons saam in die nog nie oomblikke van ons lewe kan vat. Die eerste een is, wag waar jy is. Teks sê, moenie van Jerusalem af weggaan nie.
Toe ek vir die eerste keer werklik aandag gegee het aan hierdie opdrag van Jesus, het ek besef, Jerusalem was nie vir die disippels 'n gemaklike plek nie. Dit was die plek van hulle trauma, hulle verlies, hulle teleurstelling. En tog sê Jesus, bly hier. Moenie van Jerusalem af weggaan nie. Is dit nie dat ons soms net wil wegkom of oorbegin wanneer ons op 'n plek van trauma is of was? Wanneer ons dink aan daai plek, wanneer ons dink aan daai oomblik, wanneer ons dink aan daai verhouding, wanneer ons dink aan daai seer, wil ons net oor die berge, ons wil net hardloop, ons wil net wegkom van alles af. Dink terug aan die plekke wat seer gehad het, waar seer was. Nee? So, toe ek net so 'n bietjie terugreflekteer oor my eie lewe, en ek dink oor hierdie plekke in my eie lewe, en ek word genooi om daar te bly, of terug te gaan, en net, toe dink ek aan die woorde van 'n ou Afrikaanse liedjie, wat, toe ek 'n kind was dit gereeld gespeel, waar hulle gesing het, ek wil jou nooit weer sien, nee? Ek kan dit nie sing nie, maar ek onthou die woorde so mooi, ek wil jou nooit weer sien. En daai ek wil jou nooit weer sien is dalk ons woorde wanneer ons in hierdie oomblikke, wanneer ons terug moet gaan, wanneer ons in hierdie plek moet bly waar ons eintlik net wil vlug. Want sien, ons eerste reaksie is veg of vlug. Of ons veg hierdie ding en ons probeer om uitsorteer of ons hardloop. Maar ons leer meer en meer dat om geestelik te groei beteken nie om nie van pyn of onsekerheid weg te hardloop nie. Ons wag is nie passief nie. Om in Jerusalem te bly beteken om teenwoordig te wees in die ongemak. Om sensitief te bly vir die Gees se fluisteringe en om my hart oop te hou vir dit wat ek nie verstaan nie. Ons ontdek dat in daardie plek van bly wag, vorm God my op maniere wat ek eers later begin raak sien. Dis hier waar ek leer om te luister, nie net na God nie, maar na my eie verlange, my eie broosheid, en dit wat God in die middel van alles wil doen. Dalk 'n vraag, waar is jou Jerusalem? Wat sou dit vir jou beteken om in Jerusalem te bly? Waarheen wil jy vlug? Maar God sê bly teenwoordig. Bly wakker. Ek is hier. Daar is iets aan die kom. Bly. En hier is nie maklike uitnodigings nie, maar dit kan groot skuwe in ons lewens maak as ons by dit kan bly. Hier is 'n groot uitnodiging, eintlik 'n groot uitdaging in ons lewe. Bly wanneer jy wil gaan. Of jy sal bly, ek sal aandag gee aan die woorde van die Here, ek sal bly, maar ek verstaan nie hoekom nie. Vir die disippels dalk dieselfde, maar die bly wat hulle gedoen het, dit steek hulle aan die brand. Die geskenk van die belofte wat sy gekom het hulle lewe vir altyd verander. Hulle was in die onsekere tye van hulle lewe. En toe hulle dit ontvang, verander dit alles. Hoe wag ons? In ons wag, sit ons nie net in terug en doen niks nie. Ons wag is aktief, energiek en doelgerig. Ons bid terwyl ons wag. En reageer op die beweginge van die Gees binne in ons en koester die naaste aan ons. Dis aktief. Ons bly hoopvol terwyl ons wag. In die geloof dat Jesus na ons toe sal kom en ook na die wat swaar kry. Ons doen dit alles in die vaste verwagting dat Jesus ons sal ontmoet met sy lewende teenwoordigheid. Intussen wag ons op hierdie maniere en neem voortdurend die woorde van die psalmdigter ter harte. Sy sê, wees sterk en hou goeie moed, wag op die Here. En dan die tweede uitnodiging is, wag in vertroue. Dis nie vir julle om die tye of omstandighede te weet wat die Vader in sy eie mag bepaal het nie. Is dit nie so dat ons terugkyk na ons lewe, dat daar baie goed is wat ons bly is, ons nie geweet het nie, goed of sleg. Ek dink baie keer in my gebede, dan sê ek die Here dankbaar dat baie van my gebede nie beantwoord was nie. En ek is iemand wat
wat graag wil weet. Ek doen nie goed met raaisels of verrassings nie. Ek vra maklik, wanneer, Here? Hoe lank nog? Wat is die plan? Maar hier wys Jesus vir sy disippels en vir my en vir jou dat geloof dikwels beteken om op God se tydlyn te vertrou, selfs al voel dit soos 'n duister gang sonder rigting. Baie van ons het al ervaar dat geestelike volwassenheid nie kom wanneer ek al die antwoorde kry nie, maar wanneer ek leer om gemaklik te leef met die vrae. Dieper vrede wat die Bybel van praat, die vrede wat Jesus van praat, dieper vrede kom nie deur beheer nie, maar deur oorgawe. Wanneer ek oorgee, wanneer ek toelaat, dat dit uit my hande uit is. Ek ontdek weer en weer, God is besig om my hart te vorm in die wag. En ek hoef nie die einde van die pad te sien om die volgende stap te neem nie. Dit is vir ons moeilik soms, maar hier is groot vir ons lewe, as ons 'n stap in die donker kan vat, met die vertroue dat die herder voor ons loop. En ja, daar is tye wat soos grafte voel, stil, donker, sonder beweging. Maar ek en jy begin verstaan, die graf is nie die einde nie. Daar's 'n tussenin tyd, daar's 'n opstanding. Dit is 'n baarmoeder van nuwe lewe. Ek dink in hierdie tyd, dan dink ek aan die metafoor van swangerskap. Iets is aan die gebeur, veral in die begin, jy sien niks, jy weet nie eers nie. Iets is aan die gebeur. Dis nog nie daar nie, maar is nie niks nie. Dis groot woord, dis nog nie daar nie, maar is nie niks nie. Daar's iets aan die kom, die opstanding kom, maar ek kan dit nie afforceer nie. En dalk 'n praktiese uitnodiging vir ons, is daar 'n area in jou lewe, waar jy beheer probeer hou, maar God roep jou na oorgawe. Vertrou my. Kan jy hom vertrou, selfs sonder al die antwoorde? Is dalk dit wat by ons lê vandag. En dan die derde uitnodiging. Wag saam ander. Hulle het almal eensgesind volhard in gebed. Iets wat ek diep kan leer in hierdie tussenin tye is dat ons nie alleen geroep word om te wag nie. Die disippels trek nader aan mekaar. Ons het hulle name gelees. Hulle almal was daar. Met die afwesigheid van Judas, wat sy naam nie daar is nie, en Matthias wat later bygekom het, is hulle almal daar. Hulle is eensgesind saam. Hulle bid, hulle wag. Hulle het 'n verwagting vir dit wat kom. Hulle sluit hulle nie af nie, hulle soek mekaar op. Hulle bid saam, hulle wag saam. Ek sien hoe ware verandering, ware vorming dikwels gebeur in die konteks van gemeenskap. Wanneer ek my hart oopmaak vir ander, selfs in my onsekerheid, dan ontdek ek die krag van gedeelde hoop, het iemand eendag vir my gesê. Ons deel dit wat ons verwag, maar ons deel ook dit waar ons in sit, wat ook al dit mag wees. Daar is iets heilig daaraan om saam te wag, om mekaar se vrae, pyn en drome te dra. Ek dink aan mense wat deur rou gaan, mense wat in hulle huwelike of werk wag op 'n deurbraak. En ek sien hoe belangrik dit is dat ons mekaar nie alleen laat wag nie. Om kerk te wees, is om saam te volhard, saam te beweeg. Ek dink aan die woorde van God in die begin, wat sê, dit is nie goed vir die mens om alleen te wees nie. En hy stuur hulle saam. Gaan julle terug na Jerusalem toe. Gaan wag julle, en julle sal krag ontvang, wanneer die krag van wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal my getuies wees in Jerusalem, Samaria, Judea, tot die uithoeke van die wêreld. Julle is groot vir ons. Ons kan nie alleen nie. En dalk 'n uitnodiging wat ons kan onsself vra, maar wie is daar wat saam met my hierdie pad kan loop? Praktiese uitnodiging. Met wie wag jy? En wie wag alleen wat jy nodig het? Het 'n bewustheid van wat om ons aangaan. Hoe kan jy ruimte maak vir meer egte, draande gemeenskap in jou lewe?
Daai verhouding soek wat jou kan help om in die nog nie oomblikke te bly. Daai verhoudinge wat jou kan help om tussen die graf en die opstandinge deurbraak te kry. Om in die tussenin oomblikke nie te oorleef nie, maar ook binne dit te leef. Miskien 'n kort refleksie oomblik, en ek wil jou nooi daar waar jy is, om lekker regop te sit, jou hande, jou voete op die grond, jou hande op jou bene, en net vir 'n oomblik in stilte gaan ek jou begelei. Ek nooi om stil te raak, miskien jou oë toe te maak, soos wat jou hande op jou bene is, dalk jou hande oop te maak as tekens van ontvangs, en dan jouself te vra. Ek wil jou 'n paar refleksievrae gee om oor te dink voor ons saam bid. Miskien kan jy jouself vra, waar in my lewe wag ek op God? Waar in my lewe wag ek op God? Watter Jerusalem wil ek verlaat, maar God vra my om te bly? Wat probeer ek beheer, wat ek moet oorgee? En dalk wie kan ek nader trek, om saam met my te wag? Terwyl hierdie op die skerm is, net vir 'n oomblik stil wees, voor ons saam bid. Ek nooi jou om verder met hierdie vrae te reis in hierdie volgende paar dae. Miskien is daar een wat by jou bly, een wat met jou resoneer, een wat jou trek, om net verder te gaan met hom. Wees stil. Die Here is teenwoordig. Hy werk. Soms stadig, maar hy werk. Die disippels het nie geweet hoe lank hulle sou wag nie. Maar toe die Pinksterdag aanbreek, het die Gees gekom, nie as 'n beloning vir hulle geduld nie, maar as 'n genade geskenk. En ek glo met my hele hart, God sal ook in jou tussenin tye verskyn. Nie altyd soos jy dit verwag nie, maar altyd getrou. En die vrug van jou wag sal nie net 'n troos wees nie, maar 'n roeping, krag en nuwe lewe. Kom ons bid saam. Here, leer my om te wag. Nie met ongeduld nie, maar met vertroue. Leer my om teenwoordig te wees in my Jerusalem. Om my behoefte aan beheer neer te lê en om u teenwoordigheid te soek in gemeenskap met ander. Vorm my in die stilte, Here. Lei my deur die donker en laat my wag nie te vergeefs wees nie. Dit bid ek in die naam van Jesus. Amen. Ontvang die seën. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van ons Vader en die teenwoordigheid van die Heilige Gees met elkeen wees en bly. Amen.